16 September, medewerkers van God in die buurt. Hoe ons moet werk. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. 1 Petrus 3 vers 15. As ons daagliks die werke van Christus doen, word dit 'n vreugde om sy wil uit te voer. Christus het na die wêreld gekom om die wet van God uit te lewe, om in alles ons voorbeeld te wees. Hy het stelling ingeneem tussen die versoendeksel en die groot skare gevoellose aanbidders, wat vol vertoon, hoogmoed en ydelheid was, en met sy lesse in die waarheid, wat veelzeggend tog eenvoudig was, het hy die volk laat verstaan hoe noodsaaklik dit is om in gees te aanbid. Sy lesse was indrukwekkend, skoon en gewigtig en tog so eenvoudig dat 'n kind dit kon verstaan. Die waarheid wat hy voorgedra het, was so diep dat die bekwaamste onderwyser dit nie kon uitput nie. Mense wat werk asof hulle die onsienlike sien, sal altyd die eenvoud bewaar en die eenvoudigste woorde met die grootste waarhede belaai. Jong mense kan 'n krag vir Christus wees, as hulle eenvoudig wil bly en nie daarna streef om iets verrassend, iets oorspronklik aan te bied nie, maar die insettinge van hulle Here verkondig. Maar om die eenvoudigste waarhede net en sonderling voor te stel, is om dit die krag te ontneem om siele vir Christus te wen. Lang woorde en gevleelde taal is nie nodig vir sukses nie. Wat u nodig het, is 'n lewende ondervinding in die dinge van God en eenvoudige voordrag van die liefde van God aan die wat verlore is. As die hart gloei van die liefde van Jesus, sal u dit aan ander kan oordra en sodoende getuies vir Christus word. Ons moet die evangelie nie versteek of die kruis van Christus met suurrose bedek en sodoende die prediking daarvan kragloos maak nie. Die ware, eerlike belydenis van 'n seun of dogter van God is natuurlik eenvoud uitgedruk. Het mag om die deur tot harte oop te sluit wat lank reeds vir Christus en sy liefde toegesluit was.